Soos julle mense weet, het ek nou 'n hand van vriendskap uitgereik na die haatgroep toe. En nes ek gedink het, dit sou nooit gewerk het nie. Want hierdie mense is ongelukkig mense wat net wil haat. Hulle wil destroy. Hulle wil ander mense se lewens hel maak. En hulle hoef nie rede daarvoor te hê nie. Hulle wil dit net doen. Kom ek lees vir julle een van die eerste comments wat hulle toe gepost het met my video wat ek uitgereik het na hulle toe om te sê, ek is oop vir vrede maak. Een van die eerste comments, Ariette Smit, wat sê, nee, as ons kies in make-up het ons niks meer vermaak nie. So dit gaan vir hulle oor vermaak. Hulle verwoes mense se lewens. Hulle veroorsaak dood. Ek weet van baie gevalle, en ek sal nog eendag vir julle verduidelik hoekom, waar hulle mense se lewens kos, maar is vir hulle cheap vermaak. Dit is hoe cheap hierdie mense is. Dit is hoe skuimgemors hierdie mense is. Tweede comment. As julle in Pretoria als uitsort, mag ons ander nog steeds vir julle lag. Shallow, small-minded. En dan is daar Marlies Patterson. Dan sê sy, asseblief, sit net om 'n ronde tafel. Sy ken duidelik nie die gesegde nie, maar okay. Ons weet mos wat se tipe mense ons hier werk. Dan, Amanda Becker. Dink jy bly in Maori? Is jy wit of is jy swart? Jy gedra jou soos 'n flipping clown. Ek sien jou opinie nou. Amanda Becker. Dan ou Suzanne, Sousie. Sy sê, mooi man. Mens kan enige tyd gesels, maar beteken dit jy gaan erken hoe jy lieg oor jou verlede en jou kakstories oor my betrokkenheid by jou neef se moord? Ok, nou, Suzanne, eerste plek. Ek gaan nie admit, ek lieg oor iets wat ek nie oor lieg nie. Ok, punt nommer 1. En dan weer eens eindig sy haar boodskapie met jy weet net nog nie waarop ek intussen afgekom het nie. En sy pers my verder af. Dan is daar ons Daniel Lotter. Hy sê, om mense te nooi vir 'n gesprek tot versoening, maar hulle in dieselfde asem haters te noem, is helaas geen goeie basis vir versoening of rekonsiliasie nie. Daniel, wat anders is julle? Wat anders kan ek julle noem as haters? Dit is actually 'n baie mooi woord wat ek gebruik vir julle daar. Just saying. Haters is rarig die mooiste woord wat ek vir julle kan gebruik. So, wees bly. But once again, julle klik nie lekker nie. Dan is daar Frank Jordan wat sê, hulle hoop seker een van die haters gaan betaal vir die verversings, venue en ou Dikgat se kosbare tyd. Nou comment. Of nie, wag, ek het 'n comment. Ons betaal altyd ons eie goed. Just by the way. So nee, ons het nie gehoop iemand betaal vir die venue en verversings en whatever alles nie. Get over yourself. Dan, anonymous member. Obviously, want hulle het nie die balls om hulle eie naam te gebruik nie. Ongelukkig Leonie, het julle al oor en oor bewys hoe agterbaks en onbetroubaar julle is. Waar? Is ons die haters? Nee, ons is nie. Ons is die wat reageer op haters, wat ons begin aanval het. Mense moet mooi verstaan, al hierdie mense wat ek hier aanvat, is mense wat ons begin aanvat het, ons begin sleg sê het, ons begin sleg maak het, roemers oor ons begin versprei het, en ons persoonlike lewe begin inmeng het. Ons lewe begin invade het. Nie net online nie, hierdie is nie net 'n online ding nie, mense, julle moet baie mooi verstaan. Hierdie is nie net online nie. Hulle meng in jou persoonlike lewe in. Dit is die probleem. En hulle maak vir jou baie skade in jou persoonlike lewe. As dit net 'n klomp krap gepraatery was op online, was dit okay, maar dit is nie. En dan ou Daniel Lotter se ma, ou Babs Lotter. Sy sê, hoe hou die vrou se nek dit onder daai klomp baltoue?
Ek weet nie, Babs, hoe hou enigiemand oor dit om vir jou te kyk? En dan wil ek ook net gou-gou 'n dingetjie weer sê vir jou ou sous. Kyk, jy het so bietjie die kat in die stert beet hierso. Ek is onder geen verpligting om vir enige iemand, enige iets van my persoonlike lewe te vertel op enige stadium nie. Want dis hoekom dit jou persoonlike lewe is. Dis my persoonlike sake. Dit het niks met enige iemand te doen nie. Hoekom moet ek vir mense sê wat in my persoonlike lewe gebeur of gebeur het? Ek hoef nie. So, verstaan daai net bietjie reg hoor. Want jy het regtig die kat in die stert by daar. En dan is daar fake profile Calvin Kotze wat sê, waar is die regte vet lounsie? Wat het Skalk met die effen beach gedoen? Nou oké. Hierdie is die tipe comments wat ons nou kry nadat ons hand van vriendskap uitsteek en sê, luister, ons is bereid om vrede te maak. Reageer hulle so. So asseblief mense, verstaan. Wat doen 'n mens met sulke mense? Jy kan niks met hulle doen nie. Hulle wil kwaadwillig optree. Hulle wil haat. Hulle wil destrooi. Hulle wil vieslik wees. Hulle wil mense afbreek. Jy kan nie so 'n persoon rehabiliteer nie. Dit is hoekom ek hierdie mense aanvat, want daar is nie salf te smeer nie. Dan nou laaste enetjie. Ja, ek weet nie of hierdie fake is of nie, maar in elk geval, Jenny Pinkus. Sy sê, ou vet Louns, se poepel knyp donuts dat haar stories uitkom. Nou wil sy skielik praat. Wat se stories? Jenny? Wat se stories? En dan is daar Rita Fourie ook wat sê, ja, hulle het nie eers vrede tussen hulle twee nie. Rita? Is jy bly saam met ons? Jy CCTV kamera hier op ons? Laat jy nou so weet alles wat tussen ons aangaan, by ons aangaan. Like rarig, keer 'n live vrou, rarig. Hoop die publiek verstaan nou 'n bietjie beter met watter tipe mense ons hier sit en hoekom ek hierdie mense aanvat. Want dis 'n klomp vieslike skuimgemors van die aarde mense hierdie. So, ja, ongelukkig het hulle nou oorlog verklaar. Dis maar so.